Goeiemôre broers en susters. Ek is nie gewoond aan hierdie ding nie, dus julle moet my maar verskoon. Ek werk altyd met 'n ander ene. Baie welkom by volgende se ontmoeting en tyd saam met ons Hemelse Vader. Ook op hierdie baie spesiale Sondag. Soos gewoonlik verklaar ons ook vanoggend dat ons bestaan en ons is hier om God te eer. Nou as ek sê vanoggend is 'n baie spesiale geleentheid en daar's 'n hele klompie mense wat ek graag nogal sou wil verwelkom en ek begin aan elkeen van julle wat die moeite gedoen het om hier so te wees vandag. Dit is vir ons 'n wonderlike voorreg dat elkeen van julle hier is en daar's 'n klompie van ons mense wat ook nou nie hier kan wees in die platteland. Elkeen van julle wat later vandag ook aanlyn by ons gaan aanskakel. Julle daar van Esperance en Albany en Wally en Liking daaronder in die suide en dan Narragin, Katanning en Kalgoorlie hier na die ooste kant toe. Northern net die ander kant, ek weet dit is net so 'n dagreis vir ons van hier af en dan ook van elkeen van julle daar in Geraldton. Baie welkom ook op die wyse wat julle ook aanlyn by ons gaan inskakel. Ons vertrou ook dat julle ook deur die aanlyn opname ook ons die gees en teenwoordigheid en die opgewondenheid van die Here ook hierso sal kan beleef. Welkom ook aan Looi en Idra Greiling daar van Liking omgewing. As ons kerkraadslid daar so in daardie omgewing en ook Looi en ekskuus, ek kan nou nie my naam, ek kan nie meer skryf wat ek lees wat ek hier geskryf het nie. Maar Niels en ek dink is Penelope, né? Penelope, ekskuus. Baie welkom daar van Albany af, ons kerkraadslid ook daar. Quintus en Meandra se bidde graag ook hier wou gewees het, maar ongelukkig Meandra is siek, sy was die week in die hospitaal gewees, maar sterk nou vandag by die huis aan. Maar baie welkom aan elkeen van julle, ook vir Dr. Benny en Moira Wolfhard van Veritas, Dormie Vreek en Charmaine van Luxmundi en ook namens die Gereformeerde Evangeliese Kerk, Dormie Stanwin en sy vrou het ook al hier by ons opgetree het, Dormie Gawie en Alba Kloetes ook bitte graag hier wou gewees het. Maar nou, soos julle weet, as ouers hier is, doop almal en hy het nou ongelukkig vanoggend 'n doop in Brisbane en hy kan nie hier wees nie en dan ook Greta en haar familie. Baie welkom. Nou Greta het vir my gesê sy kon nie ja of nee sê nie, want sy het nie geweet of sy hier gaan wees of nie hier gaan wees nie. Greta, maar dit is vir ons lekker dat jy ook vanoggend hier so by ons wees. Ook Domie Pieter en Lisel Malan en Domie Gawie en Wanda van der Merwe. Ek dink is vandag 'n soort van unieke geleentheid waarin ons al ons predikante by mekaar het en feitelik al ons kerkraadslede almal hier so is vanoggend. Die wyse ons gemeente saamgestel het en die mense op die platteland is gebeur dit nie sommer nie en daarom is dit vir ons lekker dat elkeen van julle hier so is. Dan baie spesiaal. Vandag is hier vir Dominee Marius en Corlia. Hier sit hulle voor ons. Dit is ons verskriklik lekker om julle saam met Marley ook hier te hê en ek weet ook Marco is in die geesiekie by ons. Dis die rede ook dat ons vandag het, dis die rede kom baie van die mense hier is vir julle, omdat julle hier is en ons is baie verheug en opgewonde om ook julle vandag hier by ons te kan hê, te kan bevestig ook as ons derde leraarspaar en ons is in die Here baie dankbaar dat dit ook goed gedink het om vir julle ook na ons toe te stuur. Baie dankie ook vir julle bereidwilligheid om ook dan hier te wees. Nou vandag is nie net die bevestiging van Dominee Marius as leraar in ons gemeente nie, maar dis ook 'n groot nuwe mylpaal en 'n nuwe era vir ons gemeente. Nou ek kan onthou so goeie 15, 18 jaar gelede toe ek en Dominee Gawie begin saamgesels het oor die bediening in die platteland, het Dominee Gawie my een vraag gevra. Hoe lank dink ek gaan die bediening kan bly voortbestaan? Want onthou jy destyds dis so baie mense in die land ingekom het, hulle PR gekry en dan kon hulle terugbeweeg stad so na 2 jaar. En ek onthou my antwoord was gewees, Dominee Gawie, ek glo ons gaan jou tot by aftrede bring. Nou Dominee Gawie is omtrent nou al so 10 jaar verby aftrede of die normale aftrede vir die gewone mense. En ons is nog in die gang, maar nie net aan die gang nie, ons groei. Ons het 10 bedieningspunte reg oor Wes-Australië en ons is al besig om te werk in die 11de ene hier op na Mora se kant toe. As daar enigeen van julle van Mora is wat daar rond is of wat luister later en nog nie gekontak is deur Dominee Gawie mense daar nie. Kontak ons gerus. Ons het al 14 gesinne wat aangedui het dat hulle daar gaan inskakel en ons hoop om in hierdie kwartaal dan ook daar te begin. Dit gaan ons 11 bedieningspunte reg oor Wes-Australië bring. Plus ons is nog besig om saam te werk met die Adelaide Afrikaanse Kerk in Adelaide, waar ons ook vir hulle ondersteuning gee met die verandering ook daar so binne hulle gemeente. Dis van waar ons begin het om 'n gemeente is wat miskien 'n beperkte tyd gehad het, is ons besig om te groei. Ons bevestig ons derde leraar vanoggend. Iets wat ek dink ons nooit regtig seker destyds toe ek en Dominee Gawie gesels het.
ooit so kon gedink het nie. Dis 'n wonderlike voorreg om ook as gemeente te kan bestaan en uit te reik na die mense wat nie 'n tuiste vind nie. Nie net hier in die stad nie, maar ook om in die platteland en ook so vir hulle tuiste te kan bied. Net 'n paar bedankings. Baie dankie vir elkeen van julle wat agter die skerms die laaste 2 weke gewerk het om ook hierdie geleentheid moontlik te maak, maar ook die laaste klompie maande om Dominee Marius hier te kry. En toe ek nou so dink dan, besef ek maar, om 'n leraar te beroep uit Suid-Afrika of na Afrikaanse kerk toe hier is nie 'n eenvoudige saak nie, want ons is uitgelewer in die noodlot. Daar's iewers 'n amptenaar wat iewers in 'n donker kamer met dik brille sit en hy besluit wanneer hy daai boksie tik en hierdie visum kan kry. En ons het dit nou regtig beleef in die laaste klompie maande, maar ons is baie dankbaar dat al is Dominee Marius al hier by ons hom vandag kan bevestig en almal van julle se werk om hom ook hier te gekry het, om hulle te laat vestig en ook vandag moontlik te maak. Dankie aan Tertje en die dames vir die versierings en ook die ete na die tyd. Francine vir al die kommunikasie en alles wat ons gedoen het, al die mooi pamfletjies en al die goed wat julle sien. Ek kom daar van haar af en dan Francine en Rian wat daar agter die klank en die opnames doen vandag. En dan doen die Gawie vir die koördinering en ons op trek te hou dat wat ons vandag gedoen is en wat ons vandag doen ook gaan gebeur. Baie dankie aan elkeen vir julle, dankie vir elkeen van julle se tyd om ook hier so te wees en ook die geleentheid saam met ons te deel. Na die tyd, julle is almal welkom saam met ons te kom, koffie en tee drink en saam te kuier. Dan gee dit nou my voorreg om vir Dominee Pieter te kan gee. Ekskuus as hy aan, goeiemôre. Ek wil hom sê, dit is vir my lekker om terug te wees, as 'n predikant altyd besoek, dan sal hulle sê, is lekker om hier te wees, maar ek is nou mos bekend aan meeste van julle darm, maar dit is nog steeds lekker om hier te wees. Ek en Lisel het 'n goeie tyd in Suid-Afrika gehad. Die Weskaap is baie mooi, hoor. Ek wil vir julle sê, hierdie tyd van die jaar is die akkerbome en die wingerde mos daai skakerings van geel, goudgeel tot selfs tot 'n groen, maar jy kry daai maroon en al daai kleure en dis regtig verskriklik. Dis amper sprokies mooi. Ons het 'n goeie tyd gehad, maar dit is lekker om vir julle almal weer te sien. Nou ek wil net vir julle sê, soos wat ek hier voor staan, hè. Julle sien hierdie lae kanseltjie. Dit sê iets van die gemeente waarin ons is. Weet julle hoekom? Ek gaan so iets agter die skerms vir julle sê. Ons het gepraat oor, as ons nou vandag hierdie geleentheid het, die meeste van die ouens wat hier gaan gesels is lank groot ouens, maar hulle sê toe terwille van my, gaan hulle hom laag hou, en ek het regtig baie waardering daarvoor, so, ons het daarom een beginsel geleer, en ek is nou bly dat ek in die ontvangkant daarvan kan wees. Ek wil net vir Jan baie dankie sê, ek wil aansluit net by wat hy gesê het, dat en ook Marius het in sy antwoord het gesê, ons is hier vir die koninkryk van die Here. En daar is in ons hart so groot dankbaarheid teenoor die Here self vir wat hy besig is om in Wes-Australië, in al die Afrikaanse gemeenskappe te doen. Dis in die gereformeerde evangeliese kerk waarvan ons deel is, en so bly vir al die predikante en ook vir Freek wat hier as verteenwoordiger daarvan is. Ook vir julle as besoekers baie welkom, en ek vertrou dat dit vir julle 'n besondere geleentheid saam met die Here sal wees. In my hart wil ek net vir die Here dankie sê. Die Here is so getrou. Die eerste keer wat ek en Jan, wat hulle met my gepraat het, het ons geweet, en hierdie ding met mekaar gedeel, dat as 'n geloofsgemeenskap gesond is, die beginsel is die Here voeg toe. Het is nie dat 'n mens mense aan die hare moet sleep om uiteindelik eredienste by te woon en te voel dat hulle deel van 'n liefdesgemeenskap is nie. Julle is hier omdat julle geliefd is deur die Here. Julle is hier omdat julle mense is wat hy vergewe het. Julle is hier omdat julle sy kinders is en omdat julle met hom versoen is. En ek is baie dankbaar vir Marley, Marco is ongelukkig nou nie, Corlia en Marius wat by ons gaan aansluit in hierdie geloofsfamilie. Ek wil vra, kom ons word stil. Ek gaan net vir ons die inleidende gedeelte van die erediens doen, die fotum en die lofliedere aankondig, en daarna sal Dominee Gawie vir ons voortgaan. Gawie, waar is jy nou? O,
hierdie kant. Kom ons word net stil saam voor die Here. Here ons God, ons is vanoggend voor U in 'n verwondering. Ons dink aan die diepte van U rykdom, U wysheid, U kennis. En U oordeele is ondeurgrondelik en U weë is onnaspeurlik. Wie het al ooit U gedagtes geken? Wie was al ooit U raadgewer? Wie het enigiets eers aan U gegee dat U hom sou moes terugbetaal? Ons weet dat uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus. Kom ons staan en sing ons 2 lofliedere. Dit is Vader, Seun en Heilige Gees en dan Here Redder groot en magtig. Kom ons staan en sing ons hierdie 2 lofliedere lekker saam.
Goed, ek wil met elkeen van julle praat vanmôre. Julle as gemeente, maar dan in besonder met jou Marius. Nou weet, hierdie gemeente het jou beroep as leraar vir ons, en ons is so dankbaar dat jy dit aanvaar het, is afgekondig, en daar het geen beswaar ingekom teen sy leer en sy lewe nie, en nou het ons die voorreg om vir jou te kan bevestig vandag hier dan as leraar van hierdie gemeente van die Gereformeerde Evangeliese Kerk in Australië. Nou, Jesus Christus maak van mense gebruik vir sy dienswerk. En dis hoekom jy hier is. Deur sy woord en sy gees gebruik hy ons om sy kerk bymekaar te bring, om dit te regeer en op te bou. En as bedienaar van hierdie wonderlike werk van die genade van die Here is jy hier. En kom jy as gestuurde van Christus om hierdie boodskap, die boodskap van versoening tussen God en mens ook te kom deel hier in Wes-Australië met ons. Nou soos die ander ampte van die gemeente is die ampt van die leraar een van die gawes van die Heilige Gees aan die gemeente. En deur hierdie gawes en in besonder ook die gawes van jou Marius wil die Heilige Gees hierdie gemeente opbou. En ons wonderlik dat ons vandag kan begin amptelik dat jy dan bevestig word as leraar in hierdie gemeente. Nou vra ek vir jou om vorentoe te kom en dan te kom hoor, wat is die taak wat die Here vir jou voorgeroep het en wat jy moet antwoord ook dat dit is wat jy met jou hele hart kom doen hier by ons. Staan maar hier voor. Waar jy ook al, ek dink daar is beter, dan kan die kamera jou ook sien vir die mense wat inskakel later. Marius, die ampt van leraar omvat 'n wye verskeidenheid van take en opdragte en die kerkraad wil jou gawes en jou talente ten volle benut en dan ook spesifieke take waaraan jy moet aandag gee. En ek vra dat jy saam met my kyk. Hier is dan nou 6, 7 sulke take in die besonder. En die eerste een is jou belangrikste taak is die verkondiging van die woord. Met in ons gereformeerde tradisie is dit 'n kansel wat voor in die kerk staan. Die woord word verkondig. Dit is die kern van die erediens wat ons ook beleef. En daarom volgens die Bybel, die teksvers 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God geïnspireer, het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die gemeente volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. En daarom wil ek graag aan jou hierdie Bybel oorhandig, dit is ons kanselbybel, dat jy dit sal gebruik, en dit is die maatstaaf, dit is die rigsnoer, die lig op ons pad, dat die Here jou sal gebruik om die woord in hierdie gemeente suiwer te verkondig. Dis die eerste, tweedens, diens van die gebede. Hoekom is dit so belangrik? Moet 'n dominee bid vir sy gemeente natuurlik. Vir die mense wat in die geesteswêreld baie betrokke is met bevryding, sê dat in die geesteswêreld is die leier van 'n gemeente se gebede dra soveel meer gewig ook in die geesteswêreld vir sy gemeente. Net soos 'n pa se gebede vir sy gesin ook meer gesag dra in die geesteswêreld. Die derde, jy moet leiding neem by die eredienste. En die Bybel sê vir ons dat een dag in die Here se tempel is beter as 1000 daar buite. Psalm 84. En Psalm 22 sê, die Here God woon waar die lofgesange van sy mense weer klink. Dis hier waar die Here vir jou dan ook wil gebruik. Die vierde ding, dis nodig dat jy ook die sakramente sal bedien, die doop en die nagmaal. Dis twee van die dinge wat die Heidelbergse Katekismus van sê, 'n ware kerk, binne 'n ware kerk moet dit bedien word, en dit moet die gemeente se geloof opbou dan ook. Die vyfde ding, jou ampt omvat ook die toerusting van die kinders en die jong mense in die gemeente. Deuteronomium 6 sê, jy moet die gebooie van die Here inskerp by die kinders en met hulle daaroor praat.
dis deel van jou roeping, Marius. Die 7de ding, die herderlike versorging, is so belangrik. Pastoraat, omgee vir mense, versorging, en dit sluit in groot, klein, oud en jonk, wie ook al, wat die Here op jou pad stuur hier. Jesus het vir Petrus gesê, laat my lammers wy en pas my skape op. Dis deel van die opdrag, wat dan ook vir jou is. Maar ons weet, jy het ook ander gawes, Marius, en daarom wil die kerkraad vir jou die ruimte laat, dat soos wat die Here vir jou lei, ook nuwe dinge, jy vir ons kan bring in hierdie gemeente, vir die opbou van die koninkryk. Nou, jy is geroep, Marius, vir onderrig, toerusting, opbou van die gemeente, maar die eise wat dit aan jou stel is, in jou persoonlike lewe vra die Here dan ook van jou iets. En daarom wil ek 'n paar dinge noem, wat belangrik is. Jy moet in 'n egte geloofsverhouding met God leef. Jy moet onder die heerskappy van die Heilige Gees staan, sodat jy daagliks vernuwe kan word tot diens. Daar moet in jou lewe geen plek wees vir eer en selfsug nie. Jy moet 'n voorbeeldige eggenoot wees vir wat in liefde en trou met jou vrou saamleef. Dis al die beginsels in die woord wat die Here gee, nee, vir die leiers. Jy moet as pa van jou gesin die regte voorbeeld stel, ook aan jou kinders. Jy moet die gemeente deur jou geloofsgroei inspireer. En hieruit is dit dan nou baie duidelik dat die ampt van bedienaar van die woord 'n besondere werk is, waardeur God groot dinge tot stand bring. En die besef van hierdie verantwoordelikheid wat jy aanvaar, moet jy dan op die volgende vrae antwoord. En 4 vrae aan jou stel. Die eerste een, is jy oortuig dat God self jou tot hierdie diens geroep het? Tweedens, aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en die volkome leer van die verlossing en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om jou ampt volgens hierdie leer getrou en ook met die nodige vertroulikheid te beoefen? En dan ten laaste, beloof jy om jou te onderwerp aan die kerklike opsig en tug? Nou, liewe gemeente, ontvang dan vir Dominee Marius as 'n diensknegt van die Here en onderneem julle dan ook om aan hom die nodige agting en liefde te betoon. En deur hom te beroep het julle ook die verantwoordelikheid te aanvaar om vir hom, Corlia en sy gesin te versorg. Fisies en ook hulle geestelike versorging, dit is ons verantwoordelikheid. En dat die Here dit verwag dan ook van ons leraarspaar. Nou maar is nou vir jou, neem verantwoordelikheid vir hierdie gemeente. Wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in gedrag, in liefde en geloof. Hou aan met voorlesing, vermaning en lering en verwaarloos nie die genadegawes wat die Here vir jou gegee het nie. En nou Outreach, WI, gemeente van die Gereformeerde Evangeliese Kerk van Australië. Ontvang hierdie diensknegt van die Here met blydskap. Toon aan hom die nodige agting. 1 Tessalonisense 5 sê dat ons ook hierdie boodskap wat hy volgens die skrif verkondig, dis nie mensewoorde nie, maar soos dit waarlik is as die woord van God. En bid gedurig vir hom en vir sy huis en sy bediening. Baie welkom Marius. Ons het gevra dat een van ons ouderlinge, Niels Delport, 'n gebed vir hom sal kom doen. Niels is daar vanaf Albany. Dankie Niels. Ek gee vir jou graag die mikrofoon. Daar gaan jy. OK, baie dankie. Corlia, kan jy ook hier voorkom staan asseblief? Maar as my gesê ek moet vir hulle bid, nie vir hom nie, so. Wat ek wil vra dat ons almal sal staan, want ek dink ons wil graag die seën op Marius en Corlia uitspreek, en net daarna gaan ons ook dan die lied sing, laat Heer u seën op hul daal. So kom ons staan net saam, as julle kan, julle hoef nie, julle kan sit as julle nie wil staan nie, maar kom ons bid vir hulle as 'n gesin ook saam in hierdie oggend. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om hierdie besonderse dag saam met Marius en Corlia te kan beleef, waar hulle u roepstem
aanvaar het, waar hulle gekom het om hierdie gemeente te kom bedien, u gemeente, Here, waar hulle gehoorsaam was om hier te kom vestig in Wes-Australië. Here, dankie vir die voorreg dat ons kan bid vir Marius besonders, dat hy sal voortgaan om die woord te verkondig wat U in sy hart geplaas het, dat hy elke Sondag en elke week vir hom die leiding sal gee om net eerbaar in die woord te wees. Dankie vir hulle getrouheid in hierdie gemeente wat gaan kom en die gemeentes wat hulle ook al was, wat ons die getuigskrifte ontvang het van. En daarom sê ons vir U dankie vir die wonderlike voorreg dat ons vanoggend vir hulle kan bid. Here, ek wil nie net bid vir Marius en Cordia nie, maar ook vir Pieter en Lizelle, waar hulle sal voortgaan om die bediening te doen in die platteland soos ons gehoor het. En ons sê dankie Heilige Gees dat ons nou reeds kan bid vir beskerming waar hulle op die paaie gaan wees. En net soos U vir Gawie en Wilna hierdie aantal jare geseën het, soos hulle die platteland bereik het en bedien het, en hierdie werk gevestig het in Wes-Australië, so bid ons ook, Here, waar hulle nou terugtreë en minder gaan wees, dat ons kan voortbou op hierdie bediening wat U ook daar gedoen het. En dat ons kan voortgaan om te bid vir Pieter en Marius en Lizelle en Corlia, waar hulle ook al rondbeweeg, Here, dat hulle sal veilig wees en geliefd sal wees onder hierdie gemeente ook in die platteland. En gaan bedien daar ook onder die vriende en lidmate, waar hulle hervestig het in die platteland van Wes-Australië en bedien kan word in ons eie taal. Hier, ons is ook opgewonde om eendag te kan terugkyk op Marius se bediening hier in Wes-Australië, om te kan sien hoe hy hom gebruik het, hoe hy hom geseën het, en hoe hy voortgegaan het, om getrou aan U woord te bly, soos hy ook vandag hier bevestig het. Maar Here, ek wil nie nalat die belangrikste om vir hulle as gesin te bid nie. Pa Marius, Ma Corria, Sis Marley en ou boet Marco wat nie vandag hier by ons is nie. Here, die opoffering en die liefde wat hulle getoon het, om hulle land te verlaat, hulle vriende agter te los, selfs hulle diere, en Marco daar in Suid-Afrika agter te laat verwyle, om ons te kom bedien in gehoorsaamheid. Here, waar het gaan moeilik raak baie keer, waar die verlange gaan baie wees, wil ons bid dat U hulle spesiaal sal toevou, in U liefde, U genade, maar dat ons as gemeente ook sal kom, Here, en ons arms oor hulle sal hou, ons liefde hou en hulle sal toevertrou, en hulle sal toedek onder U seën, wat U ons elkeen mee geseën het. Ons bid al hierdie dinge alleen in Christus Jesus. Amen. Amen. Kom ons sing vir hulle saam. Laat hier U seën ophel, U guns uit Sion hul bestraal, U wat beveel en dit geskied, wil hier U sien oor al gebied. Laat hier U seën ophel daal, U guns uit Sion al bestraal, U wat beveel en dit geskied, wil hier U sien oor al gebied. Okay. Dankie, sit maar. Ek gaan nou geleentheid gee aan predikante wat hier is, of verteenwoordigers van liggame soos Benny, wat Veritas en ander mense wat amptelik namens 'n gemeente dalk hier is vandag, net vir Marius 'n handdruk te kom gee en sê baie, baie welkom en baie geluk met hierdie bevestiging. Kom asseblief gou na vore, net 'n handdruk kom gee en ek gaan begin. Marius, vir my voorreg, hoor. Baie, baie welkom as kollega. Ons weet, die Here het jou gestuur en het 'n doel met jou hierso. Okay.
oor aan Dominee Marius. Welkom Marius. Ja, dankie. Nou, terwyl ek myself so opbedraad, goeiemôre. Baie welkom en baie dankie vir elkeen van julle se teenwoordigheid vanoggend hier. Dis 'n voorreg om hierdie geleentheid so te kan beleef. Dis die derde keer in my lewe wat ek die voorreg het om so iets te kan beleef en dit is regtig kosbaar om dit saam met julle hier in Wes-Australië te kan beleef. Nou ek wil vanoggend die woord sê uiteindelik. Na baie lang wagtyd en nadat ons geantwoord het, is ons hier om dan ook saam met julle die pad te kan begin loop. En is 'n voorreg om vanoggend dan ook die woord van die Here saam met julle te oop te maak. So voordat ons saam lees, kom ons word stil voor die Here. Ons vra sy seën op die breek van sy woord. Dis waaroor dit gaan en ons wil graag ook sy stem vanoggend ook hoor aan hierdie gemeente en ook aan sy geloofsgemeenskappe oor Wes-Australië heen. Kom ons word saam stil. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike voorreg om vanoggend in u teenwoordigheid te kan staan as ons Vader en as ons Verlosser en as die Gees van God. U is die drie enige God en uit u en deur u en tot u is alle dinge. En ons weet dat hierdie ook heilige oomblikke is, want u is hier in ons teenwoordigheid. En Here, dit gaan ons verstand te bowe dat u gekies het om u woord ook deur mense hier op aarde te laat bedien. Om ook dit wat u kom doen het, Here Jesus, om ook daardie werk verder voort te sit deur gemeentes en geloofsgemeenskappe. En daarom baie dankie dat ons deel daarvan ook vanoggend kan wees. Ook vanoggend opnuut kan beleef as bediening, hoe u hand op hierdie bediening en in hierdie bediening is, en hoe u werk. En daarom wil ons vra, Here, dat u ook vir ons vanoggend sal kom ontmoet, daardie boodskap op u hart, uit u woord, ook vanoggend vir ons sal kom druk, vir ons bewus sal maak van waaroor dit ook gaan in 'n geloofsgemeenskap soos hierdie. En Here, dat u ook vir ons as geloofsgemeenskap, dan ook hier in Wes-Australië sal gebruik en sal seën tot verheerliking van u naam en u uitbou van u koninkryk. Dankie vir hierdie oomblikke saam. Dankie vir u woord in Afrikaans, dat ons vanoggend in ons moedertaal saam kan lees en ons wil hoor wat u vanoggend vir ons wil sê. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Nou liewe broer en suster, ek wil graag vanoggend saam met jou lees uit Romeine 16. Die laaste hoofstuk uit die brief aan die gemeente in Rome wat Paulus geskryf het. En ek wil graag so aan die hand van hierdie gedeelte 4 kort opmerkings vanoggend maak as intree preek, intree boodskap tot hierdie geloofsgemeenskap. Nou ek gaan lees daarvan vanaf vers 1 en dit is Paulus se groete boodskap wat hy oordra aan die gelowiges in die gemeente in Rome, nadat hy 'n klomp dinge vir hulle vertel het en vir hulle gesê het. En ek wil dit waag vanoggend om te sê, voordat ek dit lees, dat as hier ouer pare is wat swanger is, en julle dalk op soek is na 'n naam vir die ongeborene, dan kan jy dalk hierdie hoofstuk gebruik, om dalk eers iewers 'n naam te kry en dit te koppel aan julle familienaam. Want dit is wat jy vanoggend gaan hoor, 'n klomp name. En Paulus skryf die volgende as groeteboodskap aan die gemeente in Rome. Hy sê, ek beveel ons suster Febe, wat dienaar is in die gemeente in Kengree, by julle aan. Ontvang haar soos dit mense wat in die Here glo betaam, en staan haar by in enige saak, waarin sy julle hulp nodig kry, want sy was vir baie en ook vir my tot steun. Groete vir Priscilla en Aquila, my medewerkers in Christus Jesus, wat hulle lewe vir my gewaag het. Dit is nie net ek wat hulle dankbaar bly nie, maar ook al die gemeentes onder die heidene nasies. Groete ook aan die gemeente wat gereeld in hulle huis bymekaar kom. My groete verder ook aan my vriend Epenetus, die eerste bekeerling vir Christus in die provinsie Asië, en aan Maria, wat baie moeite vir julle gedoen het. Gee my groete ook
aan Andronicus en Junias, my volksgenote wat saam met my in die gevangenis was. Hulle is hoog aangeskrewe by die apostels en het voor my al Christene geword. En dan stuur ek ook groete vir Ampliatus, my liewe vriend in die Here, vir Urbanus, my medewerker in Christus, en vir my liewe vriend Stachys, ook vir Apelles. Hy het gewys wat in hom steek as gelowige, en die huis van Aristobulus. En dan ook nog groete aan Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas en al die broers daar by hulle. Ook aan Philologus en Julias, Nereus en sy suster en aan Olympas en al die ander gelowiges daar by hulle. Groet mekaar met 'n soen van Christelike broederskap. Al die gemeentes van Christus stuur vir julle groete. En dan sluit hy hierdie briefie van hom af aan die gemeente in Rome, sluit hy af met hierdie woorde. God is magtig om julle te laat vasstaan ooreenkomstig die evangelie van Jesus Christus wat ek verkondig, en ooreenkomstig die openbaring van die geheimenis. Eeuwelang het dit geheim gebly, maar nou is dit geopenbaar. Aan die hand van die geskrifte van die profete en in opdrag van die ewige God is dit aan alle nasies bekend gemaak, sodat hulle in God kan glo en aan hom gehoorsaam kan wees. Aan hom, die enigste en alwyse God, behoort die heerlikheid deur Jesus Christus tot in ewigheid. Amen. Aan hom, die enigste en alwyse God, behoort die heerlikheid deur Jesus Christus tot in ewigheid. Amen. Nou ek wil graag aan die hand van hierdie gedeelte, wil ek dan vanoggend saam met jou gesels, en ek wil net kyk dat ek hom net aangeskuif kry. Ek wil graag saam met jou gesels aan die hand van hierdie gedeelte, rondom die tema van uit die kruis, kom groei, versorging en nuwe lewe. En as ons nou die term kruis gebruik, dan weet ons dat die kruis is eintlik 'n versamelnaam van God se heilsdade in ons Here Jesus Christus met sy sterwe aan die kruis, sy opstanding uit die dood, die uiteindelike hemelvaart van Christus wat plaasvind en die uitstorting van die Heilige Gees sodat ons nou in die bedeling van die Heilige Gees leef. En dit is wat ons bedoel met die term van uit die kruis kom groei, versorging en nuwe lewe. Nou liewe broer en suster, elke hoofstuk in 'n gemeente se lewe en bestaan is 'n heenwysing en 'n herinnering aan hierdie waarheid, dat God is voortdurend besig om sy kerk te bou, om sy kerk te versorg en sy kerk te laat groei. En dis 'n voorreg om vanoggend in hierdie gemeente van die Here Jesus Christus se bestaan en hierdie bediening van die Here Jesus hier in Wes-Australië, om in hierdie oomblikke voor die Here te staan in hierdie oggenduur. Want dit is oomblikke van intree en bevestiging, maar is ook oomblikke van hernuwing. En waar ek hierdie roeping vanoggend as leraar van hierdie gemeente en hierdie bediening in Wes-Australië aanvaar, staan ek nie alleen nie. Ek staan in absolute afhanklikheid van die drie-enige God, en ek staan hier saam met julle, wat reeds deel is van hierdie geloofsgemeenskap in Wes-Australië. Nou ons teksgedeelte wat ek vanoggend gelees het, Romeine 16, mag op die oog af lyk asof dit net 'n eenvoudige lys van name is en groete boodskappe. Ek wil dit waag om te sê, daar's vanoggend van julle wat toe ek hierdie gedeelte begin lees het gesê het, nou wat wil hierdie man nou vanoggend hier met hierdie gedeelte probeer sê? Maar ek wil dit vanoggend waag om te sê dat wanneer ek en jy hierdie gedeelte in Romeine 16 dieper en langer lees en 'n bietjie gaan kyk na wat daar aan die gebeur is, dan kry ek en jy in Romeine 16 'n venster van hoe die kerk van die Here Jesus Christus hier op aarde lyk. Die kerk is 'n lewende liggaam van verskillende mense wat saamgebind is in en deur ons Here Jesus Christus.
En dis in die lig hiervan wat ek graag vir jou 4 opmerkings vanoggend aan die hand van Romeine 16 wil maak. En die heel eerste opmerking waarop ek vir jou wil wys is dit, dat die kruis bring mense bymekaar. Die kruis van die Here Jesus Christus bring mense bymekaar. Paulus skryf in hierdie hele hoofstuk, soos wat ek en jy dit in ons Bybel het, skryf hy van 'n klomp mense se name. Hy praat van Febe, wat blyk vir my 'n dienares was. Hy praat van Priscilla en Aquila, wat ons weet, daar in die gemeente in Korinte, saam met Paulus tente gemaak het. En onder andere ook vir Dominee Apollos, daar 'n bietjie gehelp het om die evangelie ook beter te verstaan. Hy praat van iemand soos Adrionikus en Junia en baie ander, 'n klomp name. En ons sou nou vanoggend kon sê, dit is sommer net 'n klomp name. Maar weet jy, liewe broer en suster, eintlik is dit 'n klomp stories. Dis 'n klomp lewensstories wat ons hier saam gelees het. Mense van verskillende agtergronde, mense van verskillende kulture, mense van verskillende geslagte, van verskillende rolle in die samelewing en in die gemeente. En tog is hierdie mense een. Waarom is hulle een? Hulle is een omdat hulle almal aan Jesus Christus behoort. En dit, liewe broer en suster, maak dat ons vanoggend kan sê dat die kruis van die Here Jesus Christus is die groot gelykmaker. By die kruis van die Here Jesus Christus hier op aarde is daar nie belangrikes en onbelangrikes nie. Daar is gewoon net geredde mense. Mense wat by die kruis van die Here staan en as die Heilige Gees geloof in hulle hart gewek het, is hulle geredde mense. Mense wat genade uit die hand van die Here ontvang het. Dis die mense wat by die kruis staan. En dit ego ook Paulus se woorde aan die gemeente in Kolosse. In die baie bekende Kolossense 3 vers 11 waar hy gesê het, hier is dit nie van belang of iemand 'n Griek of 'n Jood is, of hy nou besny is of nie besny is nie. Hier is dit nie van belang of iemand anderstalig, onbeskaaf, slaaf of vry is nie. Hier is Christus alles en in almal. 'n Gewone Afrikaans sê Paulus vir ons, in die kerk gaan dit nie oor mense nie, maar dit gaan oor Jesus Christus. En dan sê hy vir ons in Korintiërs, en wel oor hom as die gekruisigde. En liewe broer en suster, dis wie ons is vanoggend. Hier in Australië, oor die breedte en die lengte van Wes-Australië in besonder, ver van ons geboorteland af, is ek en jy vanoggend saamgebind. Saamgebind nie net deur ons taal alleen nie. Saamgebind nie net deur ons kultuur alleen nie, maar saamgebind ten diepste en in die eerste plek deur Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. En daarom wil ek vanoggend as leraar saam met julle stap. Maar ek wil saam met julle stap gewoon net as 'n mens. As iemand as Marius, wat daar ook by die kruis van die Here wil gaan staan, om daar ook die Here se liefde en genade en sorg en trou, en dit kan ons 'n lang lysie van maak, om dit saam met julle daar te belewe. Liewe broer en suster, die kruis van die Here Jesus Christus bring mense soos ons, selfs op 'n vreemde kontinent waar ons nie gebore is nie, bring dit ons bymekaar. Die kruis bring mense bymekaar. Daar's 'n tweede ding wat ek vir jou wil uitwys, en dit is dat die kruis bring groei. Die kruis bring groei. Romeine 16 vertel eintlik vir ons vanoggend iets van hoe die kerk van die Here Jesus Christus hier op aarde groei. Dit vertel vir ons iets dat die kerk nie groei deur strukture of deur programme nie. Maar die kerk van die Here Jesus groei deur mense wat hulle lewens gegee het vir die evangelie van Jesus Christus. Paulus noem in hierdie gedeelte hy mense wat hard gewerk het. Hy noem mense wat swaar gekry het. Hy noem mense wat hulle lewe gewaag het vir die evangelie. Groei het gekom deur opoffering. En dit bring ons by ons gemeente se lese. Die kruis, uit die kruis kom groei.
En liewe broer en suster, ware geestelike groei kom nie met gemak nie. Ware geestelike groei kom wanneer ek en jy die Here Jesus Christus as die gekruisigde volg met ons eie kruis, waar ons sterf aan onsself, aan ons eie trots, ons eie voorkeure, ons eie belange, en die kruis opneem, en agter hom aanloop, en vir hom hier op aarde leef, en besonder ook as 'n geloofsgemeenskap soos hierdie. En daarom wil ek as leraar vanoggend hier by my bevestiging in hierdie gemeente, wil ek my daartoe verbind, om saam met julle te groei. Saam te groei in geloof, saam te groei in liefde, saam te groei in gehoorsaamheid. Maar terselfdertyd wil ek ook vanoggend 'n uitnodiging na elkeen van julle rig. En wil ek vir jou uitnooi om saam met ons as leraarspan, saam met die kerkraad van hierdie bediening, ook die pad van groei opnuut te begin loop, om onsself vir Christus ook hier in Wes-Australië te gee. As 'n derde opmerking wat ek wil maak, die kruis bring groei, maar die kruis bring ook versorging. As Paulus hier aan die woord is, dan is hierdie hoofstuk in Romeine 16 ook eintlik 'n hoofstuk van omgee. Want Paulus kom in hierdie hoofstuk, in hierdie lysie wat hy maak, en dan erken hy mense. Hy waardeer mense. Hy spreek sy dank uit teenoor mense. En dit wys vir jou en vir my iets van die hart van die kerk. Die kerk is nie 'n organisasie wat koud, klinies beheer en bestuur moet word nie. Maar die kerk is 'n familie. En dis wat ons is. Die van julle wat nou Fast and Furious kyk, daai fliek met die vinnige karretjies, word daar heeltyd in daardie film gesê op 'n stadium, we are family. En liewe broer en suster, dit is wie ons is. Ons is familie, maar 'n baie spesiale familie. Ons is bloedfamilie. Bloedfamilie deur die bloed van die Here Jesus Christus aan mekaar vasgebind. En die Bybel sê vir ons, saam is ons beter. En daarom kom ons hou mekaar ook met genade vas in hierdie gemeente, en ons loop ook die pad van liefde met mekaar. Die versorging, onder versorging kan ons sê, dit beteken onder andere, om mekaar raak te sien. Dit beteken om mekaar te dra en te ondersteun in hierdie lewe. Veral hier in Australië, waar baie van ons maar ontwortel en ver van ons eie mense en hartsmense in Suid-Afrika sit. Ek besef, ek word geroep as leraar, as dominee, om ook te versorg, om te gee, om te lei. Maar ek wil dit ook vanoggend waag om te sê, ek is nie al een wat nodig het om te versorg in hierdie gemeente nie. My twee kollegas is nie al wat nodig het om te versorg in hierdie gemeente nie. Elkeen van ons het die roeping en die verantwoordelikheid om te versorg. Dis waarvoor ons ook hier vir mekaar gegee is. En uiteindelik moet ons ook baie eerlik vir mekaar wees. Daar is uiteindelik net een versorger vir almal van ons. En dit is die herder van Psalm 23. Die herder wie se naam ek en jy vanoggend ken as Jesus Christus, die een wat sy lewe gegee het. Hy is uiteindelik die een wat almal van ons versorg en vir ons dra. Kruis wys vir ons hoe Christus gedien het, hoe lyk versorging. Hy het homself gegee vir ander. Die roeping en die verantwoordelikheid rus op elkeen van ons, om dit ook vir mekaar en vir ander te doen. Daar's 'n laaste opmerking wat ek wil maak, en dit is dat die kruis bring nie net groei nie, dit bring nie net versorging nie, maar die kruis bring ook nuwe lewe. Aan die einde van Romeine 16, dan breek Paulus uit in 'n lofprysing, en hy sê, aan God, die enigste en alwyse God, behoort die heerlikheid deur Jesus Christus tot in alle ewigheid. En met hierdie woorde herinner Paulus die gelowiges in Rome, maar ook vanoggend vir jou en vir my vanoggend, dat alles uiteindelik in jou en my lewe, alles uiteindelik ook in 'n gemeente en 'n bediening se lewe gaan oor die naam van God, oor God se koninkryk, oor God se wil
en oor God se heerlikheid. Dis tog wat die Here Jesus ook vir ons geleer het in die Onse Vader gebed. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom en laat U wil geskied hier op aarde soos in die hemel. Want God is die een wat die nuwe lewe gee. God is die een soos wat Pieter ook vanoggend gebid het, uit wie alles is, deur wie alles is, tot wie alles is. Die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus bring nuwe lewe vir jou en vir my. En dit is ook wat hierdie gemeente se lese en ook die belofte van God aan sy gemeentes is. Uit die kruis kom nuwe lewe. Nie eendag nie, maar nou reeds. En daarom dat Paulus ook vir die gemeente onder andere in Korinthe herinner, om vir hulle daaraan te herinner dat die nuwe lewe hier nou uitgeleef moet word. Hy skryf, hy sê iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. En weet jy wat? Dit is alles die werk van God. God het ons met homself versoen deur Jesus Christus, skryf hy. Nou het hy hierdie bediening aan ons toe vertrou, om as nuwe mense te lewe. En dis ons roeping, liewe broer en suster, om ons daar in hierdie lewe so met wysheid deur te bring, dat hierdie nuwe lewe hier beleef en geleef sal word, in al die invloedsfere en leefwêreld waarvan ek en jy deel is. Dit beteken onder andere baie prakties, dat ons sal leef met 'n ingesteldheid van, daar is jy, ek sien jou raak. Om te lewe met integriteit en trou, om te lewe met omgee en 'n liefde, om te lewe onder andere met 'n ingesteldheid, ek het vergifnis ontvang. Ek is ook bereid om hierdie vergifnis ook aan te gee, en so kan ons aangaan. Ek het na Wes-Australië, na Perth gekom, met 'n verwagting. Ek het hierheen gekom, omdat ek verlede jaar, waar die Here vir my vir 2 maande die voorreg gegee het, om iets van die bediening van Outreach Western Australia en Perth Afrikaanse Kerk te beleef, het ek gekom omdat ek iets gesien het dat God hier werk. Dat hy reeds hier werk en dat hy nog hier sal werk. En dis waarom ons geantwoord het op sy roepstem, om hierdie nuwe lewe te kom najaag, saam met julle te kom lewe en te glo dat God ook hierdie nuwe lewe nog steeds sal gee en sal bied, ook vir ons in hierdie bediening. Ek wil afsluit en net 'n enkele paar woorde oor my roeping hier as leraar, net vanoggend hier dit sê. Ek wil sê dat ek staan vanoggend hier met groot dankbaarheid, absoluut oortuig, dat die Here vir ons geroep het om hier in Australië te kom bedien. Ek sien dit as 'n geweldige voorreg om op hierdie wyse in sy koninkryk te kan werk. Maar ek staan ook vanoggend hier in totale afhanklikheid van God. Ek wil vanoggend vir jou sê, my roeping hier sien ek nie om perfek te wees nie. Julle gedink het julle het 'n volmaakte, perfekte dominee beroep, dan dink ek het julle 'n groot fout gemaak en die verkeerde man vanoggend hier bevestig. Ek sien my roeping nie hier om perfek te wees nie, maar ek sien my roeping hier om getrou te wees. Ek sien my roeping hier om getrou te wees om die woord van God aan julle te verkondig. En ek gaan baie eerlik wees, partykeer bietjie in 'n langer asem as wat my kollegas gaan preek. Nou, ek wil nou vanoggend waag om te sê, dit lyk vir my, en dis hoe ek my beroepsbrief verstaan het, dat ek kan preek na aanleiding van my lengte. Dat hoe lank jy is, dit is hoe lank jy moet preek. Broer Pieter, ons is lief vir jou. Ons sien vir jou raak. Maar liewe broer en suster, waaroor dit gaan is, dat die Here het my geroep om getrou te wees om die woord aan jou te verkondig. Die Here het my geroep om jou getrou lief te hê. En hy het my geroep om self getrou elke dag by die kruis van Jesus Christus uit te kom. En daarom vra ek julle gebede. Vra ek vanoggend julle samewerking en beloof ek om saam met julle te dien. Ek wil sluit.
Gemeente, liewe broers en susters, die Here roep ons om 'n ruimte en 'n gemeenskap van groei hier in Wes-Australië te wees. Hy roep ons om 'n ruimte en 'n gemeenskap van versorging te wees. Hy roep ons om 'n ruimte van groei en nuwe lewe in hierdie wêreld te wees. Nie deur ons eie krag nie, maar deur die krag van die een aan wie hierdie bediening en hierdie gemeentes in Wes-Australië behoort. En daarom is dit my gebed, dat mag daar ook van hierdie bediening, van die Perth Afrikaanse Kerk, Outreach Western Australia gesê word, wat daar ook van die gelowiges in die gemeente in Rome gesê word in Romeine 16, dat hierdie mense se lewens getuig van God se genade. Hierdie mense se lewens getuig van God se genade. En daarom mag ek en jy altyd onthou, en mag ons dit leef. Uit die kruis kom groei, kom versorging en kom nuwe lewe. Ek sien uit daarna om die pad saam met jou te loop. Kom ons sit so dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg om vanoggend ook saam by u woord te kan stil staan. Hierdie venster van 'n gemeente se lewe en hoe 'n gemeente van u hier op aarde lyk, saam te kan bekyk uit Romeine 16. En te kan weet, Here, dat dit uiteindelik alles oor u gaan, oor u naam, u koninkryk, u hart, u wil, u verheerliking en aanbidding. En daarom, Here, kom staan ons vanoggend hier aan die begin van 'n nuwe hoofstuk in hierdie gemeente se lewe. Ook 'n nuwe hoofstuk vir my bediening, Here, kom staan ek saam met u medebroers en susters hier voor u gemeente. En kom vra ons dat u vir ons sal onderneem, dat u vir ons sal dra, dat ons hierdie pad van groei en versorging en nuwe lewe saam sal loop. Alles omdat ons u leer ken het, in verhouding met die een staan wat sy lewe kom aflê het vir ons, om vir ons die oorvloed lewe te gee, om dit uiteindelik te leef en ook aan te gee aan ander. Here, baie dankie dat ek vir my kollegas kan bid, dat ek vir die kerkraad kan bid, vir elke broer en suster kan bid, oor die breedte en lengte van Wes-Australië. Here, vir elkeen wat deur hierdie bediening geraak sal word. Here, dat ons uiteindelik saam sal lewe, saamgebind rondom die kruis sal staan, en sal weet, dit gaan alles oor u. Saam met die kerk van al die eeue bely ons vanoggend, uit u, en deur u, en tot u is alle dinge, tot in alle ewigheid. Dit bid ons, in Jesus Christus se naam. Amen. Nou van hier af vorentoe, weet ek nie wie die verantwoordelikheid nie, maar u is welkom om te kom. Baie dankie. Ek gaan dan vra, Marius, jy hoef nie te loop nie, daai warmstoel is joune, en Corlia het een langsom is joune, as jy daar vir ons sal kom sit nou. Ek beloof, ek het nie 'n beroepingsbrief, jy moet dan op my lengte, het niks te doen met wat nou verder gaan gebeur nie. Ek gaan dit so kort as moontlik probeer doen. Daar sê. Ek weet, ek en my vrou, die tyd, ek en Ters, die tyd ons nou so by mekaar is, daar's 'n regte en 'n verkeerde kant. Ek kan net aan die sekere kant, ek probeer nou dink, ek moet aan haar regterkant loop, as ek aan haar linkerkant loop, dan voel ek verkeerd. Maar ek hoop julle is dan nou, ek hoop ek het die regte stoele omgegee. Nou, toe ek nou voorberei het ook vir vanoggend en na die verwelkoming kyk, dink ek aan, nou ek weet Marius het nou dag opmerking gemaak oor dominees grappies, maar dis nou die enigste wat nou 'n bietjie relevant is, maar die dominee het 'n preek gegee en kort spring 'n oom daar agterop en hy maak vir die dominee so. En die dominee gaan aan en hy preek laat dit klaar en na die tyd stap hy na die oom en hy sê vir hom, oom, ek verstaan nie mooi, wat jy bedoel jy elke keer elke 5 minute opstap en jy sê jy maak so, hy sê vir my, ek sê vir hom, dominee, ek probeer vir jou sê kom tot die punt. Nou, broers en susters, vanoggend se punt is, en julle ding van vandag,
is die bevestiging van Dominee Marius as ons derde leraar in die gemeente. Maar soos ek in die begin gesê het, is dit ook die begin van 'n nuwe era vir ons in die gemeente. Ons het nie dat ons ooit regtig begin met 'n verwagting van dat hy gaan doodloop nie, maar het ek al hoe meer en meer oortuig geword, en selfs volgens met Dominee Marius se preek, dat so Dominee Marius het gesê, die Here werk in die gemeente. Die slagspreuk van die gemeente en die embleem van die gemeente, uit die kruis kom groei, versorging en 'n nuwe lewe. Was nie iewers op 'n stadium, het ons retreat gehad as 'n kerkraad en daar gaan sit en hierdie ding gaan uitdink vir onsself nie. Dis 'n ding wat van self gekom het. Ek dink op daai stadium het ons amper nog nie regtig 'n kerkraad gehad nie. Maar selfs vandat ons begin het, die hoeveelheid keer wat daai ons embleem en ook die slagspreuk sy gevestig het en gegroei het ook uit die preek wat vir ons oor die boodskap wat ons uit die tyd gehad het, sê vir ons dat die Here werk. En deel van die nuwe era wat ons ook dan nou ingaan met die bevestiging van Dominee Marius is, die van julle wat nou vir 'n geruime tyd al saam met ons is, weet dat ons is een gemeente met 10 bedieningspunte, waarvan ons in die stad die enigste een is wat elke week bymekaar kom, en dan wissel dit van 1,5 elke 5 weke tot eenmaal 'n kwartaal, afhangende van elkeen van die punte se behoeftes, en dan ook waar en hoe die mense inskakel en hoe ver hulle ry. Maar dis die eerste keer ook met Dominee Marius se bevestiging dat ons nou 'n leraar het wat 'n gemeentebedieningsagtergrond het of ervaring daarmee. Dominee Marius is nou vir sy hele lewe in 2 gemeentes gewees. Beide Dominee Pieter en Dominee Gawie kom vanuit 'n sending en mobiliseringsagtergrond uit. En daarom het ons ook, van die goede wat ook nou van hier af vorentoe gaan wees, dit gee ons die geleentheid om ook in elke punt, elke gemeentepunt, waar ons oor die platteland is, ook te begin meer fokus op 'n gemeentebedienings fokus te hê by elkeen van hulle. En dit is wat julle ook in die volgende tyd ook sal sien, wat ook gaan gebeur, waarin ons ook baie meer ook daarop gaan fokus, alles wat rondom 'n gemeente gaan. Maar in dieselfde tyd gaan ons altyd probeer om 'n rustige gemeente te wees, nie 'n besige gemeente te wees waar ons allerlei aktiwiteite het en ons dink ons mekaar moet besig gaan nie, maar dat ons gaan besig hou met die woord van die Here en dit wat die Here van ons verwag. Dit wat Dominee Marius ook vanoggend vir ons ook in sy boodskap gesê het. En ons sien uit daarna ook om saam met Dominee Marius en Corlia en Dominee Pieter en Lisel met die ondersteuning van Dominee Gawie ook hierdie nuwe era in te gaan, waar ons ook as een gemeente bly voortbestaan, met nou op die oomblik 10 bedieningspunte, binnekort 11 bedieningspunte, gemeentepunte waar ons gaan ook die Here gaan werk. Maar die ironie daarvan, ek sê die ironie seker daarvan, en net soos ons 'n embleem en soos dit ons slagspreuk is vir julle, dis nie 'n ding wat ons 'n brainwave gehad het nie. Die Here het dit net laat gebeur. Die Here het op 'n manier gebeur dat Dominee Marius hier by ons is, saam met Dominee Gawie, saam met Dominee Pieter, elkeen met hulle agtergrond, elkeen met hulle ervarings, en dit breek vir ons en maak vir ons soveel nuwe geleenthede oop. En daarvoor loof ons die Here, dat dit is wat hy doen, en dit is wat hy ook in die gemeente mee besig is, en wat ons ook saam met elkeen van ons, en saam met die Here sien waarna hy ons gaan vat. Nou Dominee Marius kom uit toevallig dieselfde gemeente waar ek laaste was, maar hy het so 'n paar jaar, hy het gewag dat ek eers weg is, toe gaan hy soontoe. Dus hy is so 'n paar jaar na my gewees. Nou, die van julle wat Potch ken, Grymeuk Park gemeente is nou een van die gemeentes wat baie prim en proper is. Dis waar die mense is wat verbonde was aan die universiteit. Jy het nie gewerk by die universiteit nie, jy was verbonde aan die universiteit gewees. Soos klein oom Pieter Tron, wat vir baie jare leier, die ouderling daar by hulle was, maar daar was ook mense soos Tannie Anna Snyman, wat in die Hustler en die Playboy winkel pannekoeke gaan verkoop het vir die kerkbazaar. Nou, ek val nie by een van hulle in nie, ek was 'n plotter gewees van die wat in die buurgemeente eintlik gebly het, en daar so kerk toe gegaan het, maar Grymeuk Park was 'n redelike prim en proper gemeente. Dis wat ek kan onthou, toe ek daar was, in elk geval. Nou, my eerste blootstelling aan Dominee Marius was in 2012, toe ek die GEK gaan verteenwoordig het by die Gereformeerde Kerk se synodesitting, en ek die Sondag erediens toe gaan. Nou, daai is 'n tradisionele kerk, die kerkaslede het van agteraf ingestap, met die voorportaal net aan die agterkant, maar Dominee Marius het 'n unieke styl gehad. Hy het al met die mense begin praat terwyl hy in die voorportaal was. Ek weet ek het gesê, okay, maar waar gaan nou hier aan, en dan kom Dominee Marius en dit is ingestel. Ek dink, dis uniek vir iemand, vir die gemeente, waar daar was hierdie prim en proper gemeente.
Dus Dominee Marius het 'n baie unieke styl, anderste as wat ons ook destyds ook almal aan gewoond was. En dit is lekker, dit is om Dominee Marius ook so te leer ken het oor die laaste klompie maande, en daar's 3 goed van Dominee Marius wat my uitgestaan het. Een is sy energie, die 2 is sy teologie, en Dominee Marius is jonk. Nou, die van julle wat nou so 'n bietjie met Dominee Marius te doen gehad het, hy's altyd opgewonde, hy's altyd positief, hy het soveel energie wat hy mee elke ding aanpak. En dit is nie dat ek sê Dominee Pieter het dit nie. Hy's net korter, hy het net minder as Dominee Marius. Maar dit is verskriklik om dit te kan beleef. Mens beleef dit ook in sy eredienste. Nou, ek was betrokke gewees by meeste van die, ek dink al die predikante wat op die oomblik in die GEK dien, by hulle toelating as predikante. Ek kan vir julle sê, Dominee Marius se antwoord op die vraag was die beste wat ek oor die laaste, ek dink is 20 jaar wat ons besig is, gesien het. Sy teologie is solied. Dominee Marius se teologie gebaseer op die Bybel, op dit wat ons glo, is solied. Dan weet ek, julle sal weet, altyd in 'n beroep, ek het met by ons graag gesê, maar onthou, ons kan beroep, maar om 'n jong dominee wees. Nou, Marius, waar ek in my lewe staan, is jy jong dominee. Net, maar jy is 'n jong dominee. Dus ons het 'n jong dominee ook gekry. Marius, dit is vir ons verskriklik baie lekker, en vir ons voorreg om jou ook hier by ons in die gemeente te kan ontvang. Saam met jou in 'n nuwe bedeling in te gaan, saam met jou te werk. Ons is dankbaar vir Grimbeek Park wat jou afgestaan het om na ons toe te kom, en ook dankbaar teenoor die Here wat dit ook vir jou moontlik gemaak het en jou hiernatoe geroep het. En ek weet saam met Dominee Pieter en saam met Dominee Gawie, kyk ons na die pad vorentoe om die hande saam te vat en saam met jou te werk en ook hier by ons te kan wees. Marius, baie welkom by ons in die Perth Afrikaanse Kerk, Outreach WA, daar ons gaan saamwerk. Dankie dat jy bereid was om uit 'n gemeente, Grimbeek Park se grense is nogal klein, ek dink ons het die kleinste grens in die dorp gehad, om te bereid wees om in 'n gemeente kom te staan waar van jou lidmate 7 ure se ry van jou huis af gaan wees. Van Geraldton onder tot in Esperant waaroor ons trek, is 'n dagreis. Dankie dat jy bereid was om dit te doen. Dank ten spyte van al die goedheid, dit is van die goed dat ons baie oor gewonder het. Waar gaan ons iemand kry wat bereid is om te ry? Dominee Gawie het omtrent 1 miljoen kilometer oor die laaste 18 jaar gery. Dus jy het 'n challenge. So kyk en naby daaraan gaan kom, Marius, maar baie dankie en baie welkom by ons hier in Outreach. Dan is dit vir my voorreg om dan Dominee Freek ter Blanche aan julle voorstel. Dominee Freek is daar by Luxmundi, maar ook op hierdie jaar die voorsitter van die algemene vergadering van ons kerk. Marius, Corlia, dit is my voorreg om 'n paar woorde met julle te praat. En dit gaan niks te doen hê met my lengte nie, maar ek gaan wel vir julle uit my hart uit 'n paar woorde sê. Ek gaan met die deur in die huis val. Ek staan eintlik in 2 pare skoene van Laxmandi se kant af. Baie geluk, baie sterkte, en ons stap die pad saam met julle en baie liefde ook van die gemeente af. Van GK se kant af, jy is deel ook van 'n kerkverband wat vir my baie belangrik is en baie kosbaar is, en ek is baie dankbaar dat jy hier is. Voordat ek die teksgedeelte lees wat ek hier neergeskryf het, wil ek jou herinner aan iets wat ek beleef het in die jaar 2000. Ek was by 'n predikantekonferensie in die ooste van Pretoria, en daar was 'n paneel van professore van verskillende dissiplines. Dit was nie net predikante nie. Ek weet nie of jy toevallig daar was nie, maar was in die jaar 2000. Maar ek sal nooit vergeet, een van die persone wat op die paneel was, het 'n opmerking gemaak wat ek nooit wil vergeet nie. En dit is, die kerk gaan onder weens 'n gebrek aan leierskap. Nou, ek het 'n pause daar, want ek verstaan wat mense se gevare en probleme rondom dit is, maar ek het baie daaroor nagedink, baie gemeentes gesien. Dit is inderdaad so. Waar daar nie 'n leier is wat 'n visie het nie, wat leierskap in die dag kan lê nie, daar gaan dit swaar. Die Here het ons gestuur in die wêreld in, en ons het 'n leierskap wat met 'n lang y ook baie keer te doen het.
maar dit beteken, dit is 'n vorm van leierskap. So baie sterkte. Die bediening in die buiteland is 'n ander tipe bediening, en daaroor kan ons op 'n ander dag lank praat. Ek het gekies, broer Marius, halleluja, gelukkig is die mens wat ontzag het vir die Here, wat groot vreugde vind in sy gebooie. Psalm 112 vers 1 en 2. Nou hoekom sou ek dit gekies het? Na aanleiding van Psalm 1, ek is bewus daarvan dat jou spesialiteitsveld die psalms is. En toe het ek gedog, jy gaan waarskynlik preek uit die psalms uit. Jy het my verras. Terloops, baie dankie vir die pragtige woord. Maar toe het ek bietjie daaroor gaan nadink, om by jou aan te sluit, jou leefwêreld en dit wat vir jou leef, en ek het al vir jou vertel van Malcolm Guite. En Malcolm Guite het 'n opmerking gemaak oor die psalms, en hy het gesê, Psalm 1 begin met Beate vir in die Latyn. Psalm 112 dieselfde. En ons almal kan aflei, dit kom, die woord Beatitudes kom daarvandaan af. Halleluja, is dit hiermee vertaal. Makarios in die Grieks, geseënd, gelukkig, is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is, Matteus 5 vers 3. En dit is wat ek met jou, hoekom ek vir jou daardie teks gegee het. Maar saam met die teks, en nou moet jy my kom help, want ek raak nou uit hande uit. So ek wil vir jou 'n handdruk gee. Baie sterkte. Daar's vir jou 'n kaartjie, maar nou het ek vir jou 'n persentjie saamgebring. En Corlia, jy kry ook 'n kaartjie. Maar soos goeie, kyk hoe dit werk. Ek hoop julle geniet dit. Daar's niks eetbaar nie. Dit is maar net iets om te vertoon. Nou hoe dit gewoonlik werk, as mense in die kerk vir iemand 'n kaartjie gee, dan sal hulle met groot verwagting die kaartjie oopmaak, want daar's waarskynlik een of ander geskenkbewys met 'n paar nulle aan. Dit is nie daar nie. So die hoop beskaam, maar dit wat daarin is, kom uit ons harte uit. Corlia, baie sterkte. Dit is 'n aanpassing. Alles wat hier gebeur in die buiteland, as 'n mens pas uit Suid-Afrika kom, vra, praat. Julle is nie die eerste nie, en julle is ook nie die laaste nie. Dieselfde vir julle dogter, baie sterkte. En daarmee is ek klaar. Dankie Frank, baie dankie. Preek se opmerking, is anders in die buiteland. Nou, ek sal nooit vergeet nie, ons is so 2-3 maande in Australië gewees. Ek het vir 'n tyd op en af vlieg, maar ons bly toe nou so 3 maande permanent hier so, en ons gaan na, die Suid-Afrikaanse kerk, daar in North Beach gewees, en Dominee Johan de Swart het daar gepreek. Hy sê, weet jy wat, nee, dit is erg om hier te wees, dat die lughawe huil as jy skoolhuis toe gaan. Marius, ons hoop nie dat dit nie, Corlia, ek hoop nie dat dit met julle gaan gebeur nie, maar blykbaar, dit het nie met my gebeur nie, dit kan ek dan by sê, maar blykbaar, dit is een van die dinge van immigrasie. Dis dan vir my ook 'n voorreg om dan ook vir Tersie te vra, om ook vir Corlia en dan ook vir Marius, hulle as gesin, ook namens die dames van ons gemeente, en dit sluit almal hier by ons in die platteland in, ook welkom te heet. Ja, sy is nou weg. O, hier is sy. Skies. Dominee Marius en Corlia, ek dink daar is al 'n predikantspaar gewees wat Australië toe moes kom, wat so lank vakansie moes hou en rus, voordat hulle visums goedgekeur is, en hulle uiteindelik hier kon wees nie. Ons hoop nie, dit is omdat julle die krag nodig het vir wat vir julle voorlê nie. Namens die vrouebediening wil ek net vir julle baie welkom sê by ons. Ons sien uit daarna om saam met julle te werk, saam met julle te groei, saam met julle te leer en ook van julle te leer. En ons bid dat die Here julle werk hier sal seën, dat dit baie vrugte sal dra. Ek wil net graag namens die gemeente vir julle ietsie oorhandig. Ons hoop dat dit vir julle sal help om die goedjies aan te vul wat julle kort vir julle nuwe tuiste hier in Australië.
Dominee Marius hulle kom nog nie net op hul eie nie. Dominee Pieter het kinders al hier gehad, wat een van sy kinders wat al hier was, en Dominee Gawiesen het later gekom, hulle was al groot geweest, maar Dominee Marius hulle is nou van die eerstes wat dan ook in die gemeente is wat met 'n gesin gekom het, en ongelukkig kon net Marley saam met hulle kom. Daar's ander redes, blykbaar boonbehalwe werk wat vir Marco op die oomblik in Suid-Afrika hou, maar ons weet hy kom kuier, daarom vir ons hulle ook heeltemal as gesin ook verwelkom, en ook vir Marley as een van ons nuwe jong mense, en daarvoor sal Francine, vra Francine of vir Marley te kom verwelkom. Dankie. Net voordat ek vir hallo Marley, wel ek het ook net van die jong mense se kant af baie welkom sê vir Dominee Marius en Tannie Cordia. Dit is 'n voorreg om die laaste tyd oom en Tannie te kan leer ken, en ek sien uit vir wat voor lê. Dan Marley, dit is 'n voorreg vir my om vanoggend namens al ons jong mense in jeug en outreach in Park jou te verwelkom in die gemeente. Ek het al die voorreg gehad om jou so 'n bietjie te leer ken, jou skaam opgewondenheid, jou vriendelikheid en droë sin van humor. Maar ek hoop jy sal sommer baie nuwe vriendskappe hier sluit en 'n regte gemeente in 'n tuiste vind hier by ons. Weet ook dat ons Here elke dag en in elke tree en in elke besluit saam met jou hierdie pad sal stap. Daarom laat ek jou met hierdie Bybelvers uit Psalm 73. U hou my regterhand vas. U lei my met u raad. Daarna sal u my opneem en in heerlikheid ontvang. Wie het ek in die hemel behalwe u? Ook op aarde soek ek net vir u. My liggaam en my hart kan kwyn, maar God is my blywende krag en my erfdeel vir altyd. Mag jy altyd onthou dat ons Here jou sou vashou deur elke hoek en draai en elke op en af van die lewe. Onthou ook dat hier in Australië so robot 'n traffic light, 'n circle or roundabout, en dat McDonald's nou Macca's is. En in die groot debat van noord teen suid is noord van die rivier altyd beter. En as jy ooit jou naam verkort na iets soos Mazza toe, dan het jy die binnekring van sy vriendskap bereik. Ons wil ook graag vir jou ietsie gee vanoggend, so ek wil jou bo na vore toe nooi. Dit is so ietsie om vir jou te sê welkom in Australië. In hierdie boks is daar 'n klompie egte Australiese goedjies wat of hier gemaak is of iets verteenwoordig van hierdie land. Baie welkom weer eens, ons is so opgewonde om jou hier te hê. Baie dankie Francine en Tersia. Dan is daar 'n hele klompie van ons gemeentes en leraars wat ongelukkig nou nie vandag hier kan wees nie, wat ook vir ons groete boodskappe gestuur het. Ek gaan hulle graag vir julle voorlees, en ek gaan begin met van die Brisbane Afrikaanse Kerk en Dominee Gawie Kloete. Nou Brisbane is ons gemeente se konsulent gemeente. Nou dis 'n groot woord vanuit Suid-Afrika uit. Ek moes my kinders probeer verduidelik wat beteken om 'n konsulent te wees. Dit is soos 'n voog. Dit is 'n gemeente wat na ons omsien en ons belange ook op die hart dra. Ons is 'n klein kerkverband, maar tog is dit nodig, soos Dominee Marius ook in die preek gesê, dat ons mekaar moet versorg. Ons is verantwoordelik om Brisbane te versorg en dan Brisbane dan vir ons te versorg. Beste Marius en Corlia, dit is vir Brisbane Afrikaanse Kerk 'n groot voorreg om julle as leraarspaar in ons geleedere by te kry. Al is dit aan die ander kant van die land en dis baie ver van ons af. Ons is die Here baie dankbaar dat julle die beroep aanvaar het en sien uit om julle eendag te ontmoet. Ons is opgewonde dat ons iemand met soveel jare ondervinding in die bediening in die GEK bygekry het. Ons hoor mooi dinge van julle en van baie mense in Potchefstroom hoor ons van hul groot verlies deur julle aan ons af te staan. Ons twyfel nie daaraan dat julle diep gespore gaan trap in Wes-Australië se platteland en ook in die Weier Kerkverband. Mag die Here jou Marius saam met Pieter en Gawie van der Merwe as 'n span seën en julle deur sy gees inspireer tot nuwe insigte en werk in sy wingerd. Mag Paulus se woorde aan Titus jou altyd bybly. Hy skryf: Ek het die opdrag ontvang om die uitverkorenes van God te lei tot die geloof en tot kennis van die waarheid wat lei tot die diens van God en wat hoop gee op die ewige lewe. Outreach ontvang Marius en Corlia
as deur die Here gestuur. Bid elke dag vir hulle en wees lief vir hulle. Julle broers in Christus, Gawie Kloete namens die Brisbane Afrikaanse Kerk. Dan het Dominee Marius vorige gemeente Grimweg Park ook vir ons 'n videogreep gestuur. Nou ek het hom nie gesien nie. Ek hoop nie daar's verwyte in hom tot ons hom beroep het nie. Maar ons speel graag hierdie greep wat ons ook van hulle afgekry het. Wees gegroet Perth Afrikaanse Kerk, hier vanaf die NG Grimbeek Park gemeente in Potchefstroom. Dit is ons gebed dat die Here julle op sy hande sal dra en seën in sy volmaakte liefde. Ons voel en is direk aan julle verbind, aangesien 'n stukkie van ons hart by julle is. Wat 'n voorreg om te kan getuig dat die Here self vir Marius met die hand vir julle uitgekies het. En dat ons kan weet dat hy God se koninkryk verder sal uitbou by en saam met julle, net soos hy dit hier by ons gedoen het. Ek het lank nagedink oor wat die bedoeling van 'n groeteboodskap is en het, maar soos dit vandag werk vir ChatGPT gaan vra om my te help. Met bietjie agtergrond en konteks om my gedagtes te rig. Chat het my 4 punte gegee oor waarop die tradisie van die groete boodskap gegrond is. En ek sal daar volgens ons groete boodskap oordra. Die eerste punt wat Chat vir my gegee het is die bevestiging van eenheid tussen gemeentes. Dit is vir my baie mooi. Hy sê in baie kerktradisies, veral in die gereformeerde kringe, word gemeentes nie as losstaande eilandjies gesien nie, maar as deel van een groter kerkverband. Die groete is 'n simboliese manier om te sê, ons is saam deel van dieselfde liggaam van Christus. Is dit nie goed gesê nie? Ons hoor so dikwels dat God se kerk reg oor die wêreld is. Maar die wonder hiervan gaan net so dikwels by ons verby. Dit wat ons 2 gemeentes hierdie afgelope tyd ervaar het, is dat God van die kerk lewend is. En dat ons as wêreldgeloofsgemeenskap die geleentheid het om saam 'n baie groter getuienis te kan lewer. Baie maal laat verbygaan. Ek dink daarom beide gemeentes om hierdie verbintenis nie net 'n groeteboodskap te maak nie, maar om daadwerklik mekaar te leer ken. Ek daag ons uit en daardeur vir God die geleentheid te bied om ons harte en oë oop te maak oor hoe ons werklik kan wys wat dit is om wêreldwyd deel van dieselfde liggaam van Christus te wees. Punt 2 sê Chat, dit is 'n oordrag van 'n leraar met seën, nie net administrasie nie. En dan verduidelik Chat vir ons dat 'n dominee word nie net oorgeplaas soos in 'n gewone besigheid nie. Die vorige gemeente gee hom haar as ware oor met seën en goeie wense. So ja, ek moet erken as dit net van administrasie afgehang het, dan was ons bekommerd hierdie kant dat Marius dalk nooit in Australië gaan uitkom nie. Nee, net 'n grappie. Maar so ons getuienis is dat hierdie nie net 'n blote oorplasing is nie, maar 'n antwoord op 'n werklike roeping van God. Dit was ongelooflik om dit hier te ervaar hoe die Here self elke hekkie en struikelblok wat Marius se besluit kon beïnvloed, eenvoudig uit die weg gevee het. NG Grimbeek Park se hart was seer, ja, om ons priester, profeet en vriend te moes groet. Maar die Here het dit daardeur so duidelik gemaak dat ons Marius moes ondersteun en met 'n vaste geloof moes stuur vir dit waarvoor hy hom geroep het. Marius het NG Grimbeek Park as priester en profeet van die lewende God met passie, ywer en aansienlike liefde vir die Here gedien. Dis waartoe ons gemeente vandag gegroei het en uitgebrei het, is 'n kragtige getuienis daarvan. Daarom stuur ons hom na julle met die boodskap. Perth Afrikaanse Kerk. God het vir julle 'n formidabele geestelike leier gestuur.
En dit is nou julle voorreg om hom te ontvang en te ondersteun, sodat julle saam as gemeente 'n ruimte sal skep vir groot en ware geestelike groei vir die gemeente en ook vir elke gemeentelid. En dit tot eer van ons koning. Punt 3 sê Chat is 'n getuienis oor die persoon se bediening. Baie keer bevat die groete boodskap ook iets oor die dominee se karakter, roeping of diens vas. Dit help die nuwe gemeente om vertroue te bou as hulle kan hoor hierdie persoon het reeds getrou gedien. Sjoe. Nou ja, hoeveel tyd het julle? Of, soos Marius dit sal sê, hiermee land ek. Hoe som jy 18 jaar op? Hoe kan ek sy roeping en diens verduidelik aan julle en die boodskap oordra dat hierdie persoon getrou gedien het? Ek kan nie, maar ek gaan nietemin probeer. En hier is my poging. Marius is 'n talentvolle leier. En passievolle dienaar van God wat julle sal sien uit hom uitstraal. Uiters hardwerkend en met deernis en opregte liefde vir elke gemeentelid. Hy het die opdrag van ons verlosser Jesus om vissers van mense te wees, in elke aspek van sy menswees en deur sy voorbeeld ten volle uitgeleef, met een doel voor oë, die uitbreiding van God se koninkryk. En daarom sien ons met groot verwagting uit dat Perth Afrikaanse Kerk deel sal word van NG Grimbeek Park se getuienis van juis dit. Chat gee vir ons ook 'n laaste punt. En hy sê dit is emosionele en geestelike afsluiting vir die oorspronklike gemeente. Is dit ook 'n manier om afskeid te neem, 'n publieke erkenning dat 'n verhouding bestaan het. So hierdie is eintlik vir ons gemeente. Ons broer Marius, daar bestaan 'n liefdesband tussen ons en jou. Jou plek sal altyd leeg wees, maar jou nalatenskap leef in hierdie gemeente. In ons elke dag se bestaan van hier af vorentoe. Dankie dat jy hierdie groeteboodskap vir ons so maklik gemaak het. Deur net te gewees het wie jy was en is vir ons. Ons weet verseker, die Here het jou geroep. En dit troos ons hartseer. Met 'n trotse totsiens. Mag die Here vir jou seën en kragtig gebruik. Mag die Here jou paaie gelyk maak. Dit is ons gebed vir jou, ons broer Marius. Hierdie sal nie die waarheid wees as ek nie ook vir Corlia, Marley en Marco wat nog hierdie kant is, nie deel maak van die groeteboodskap nie. Sonder julle as gesin waarvoor ons net so lief geword het, sou dit onmoontlik gewees het vir Marius en ons gemeente om saam hierdie geloofsreis te kon aanpak. Julle is verseker 'n A-span. En ons gebed sal altyd julle insluit met dank en smeking dat die Here julle sal seën en gebruik as eenheid met die uitbou van sy koninkryk. Daarom, soos ek aan die begin die uitdaging gebied het, mag hierdie nie net 'n vaarwel wees nie, maar die begin van 'n nuwe verhouding as lede van die liggaam van Christus, wat nie deur grense of oseane beperk word nie. Wees gegroet, Perth Afrikaanse Kerk, in die wete dat NG Grimbeek Park saam met julle uitsien na nuwe geleenthede om die koninkryk van die lewende Vader uit te brei. Mag die Here julle seën en julle grondgebied uitbrei. Groete van NG Grimbeek Park, Potchefstroom. Hy lyk dan nie te ongelukkig nie.
Dan het ons ook een van die Banbury gemeente gekry, namens Banbury Gereformeerde Evangeliese Kerk, waar ons julle graag hartlik gelukwens met julle bevestiging as leraarspaar in Outreach. Dit is ons wense en bede, dag julle die werk van die Here hier in Wes-Australië sal geniet. Die woord geniet word net met opset gebruik om verskeie redes. Eerstens, omdat dit 'n vreugde is en moet bly om die woord van die Here te verkondig. Dit is ons hartwens vir julle. Tweedens, omdat dit 'n voorreg is en iets is waartoe julle geroep is. Wanneer ons hierdie verantwoordelikheid aanvaar, sowel as die voorreg daarvan, is dit iets waaroor en waarvoor ons dankbaar en bly is. Derdens, God se genade is genietbaar. In moeiliker tye is dit altyd die perspektief waartoe ons teruggeroep word. Dit demp die pyn van die lewe en sal ook die emigrasiepyne wat noodwendig met 'n tyd kom verdoof. God se genade stem ons nederig en help ons om ook in sogenaamde klein dingetjies in die bediening genot te vind. Julle gaan lekker werk in Australië. Dit is 'n land met sy eie kleure, geure en horisonne. Die son sak hier anders en die weer kom anders op. Tog is dit pragtig. Die mense is berese in die sin dat hulle stories ver kom. Ook die mense wat julle gaan bedien, se stories is beide uniek en tog ook baie dieselfde. Mag die Here julle seën met wysheid, liefde en julle die bediening ook sal geniet. Ek wil tot eer van die Here sing solank ek lewe. Ek wil die lof van my God besing solank ek daar is. Psalm 104 vers 33. Dan het ons ook een van Dominee Gerard Bredenkamp by die Gloria gemeente in Leming gekry. Nou Dominee Gerard was die eerste leraar in die GEK wat 'n beroep aanvaar het en nou later na die Gloria toe is. Geagte Dominee Marius Corlean kinders, vergun my 'n welkomsgroet en gelukwensing namens my en Anita en die ouderlinge van die gemeente die Gloria Leming. Eerstens, al is julle 'n klompie dae hier, baie welkom in Perth en die geleedere van die Afrikaanse Kerk. Mag die aanpassing vir julle 'n wonderlike ervaring word. Tweedens, baie geluk met die groot voorreg om saam met die ander twee leraars mede-verantwoordelik te wees vir die geestelike leiding en versorging van hierdie gemeente van die lewende God. Mag julle sowel sy leiding as sy seën ervaar soos julle gehoorsaamheid aan hom julle bediening hier voorsit. Ons aanmoediging vir julle uit die woord van die Here is Psalm 37 vers 3 en 5. Vertrou op die Here en doen wat goed is, woon en werk rustig voort. Laat julle lewe aan die Here oor en vertrou op hom, hy sal sorg. Gerard en Anita Bredenkamp en ouderlinge die Gloria gemeente Leming. Nou Marius, dit is vir ons, jy kan sien, almal van ons is baie opgewonde om jou en Corlia en Marley ook by ons te ken, baie welkom by ons. Ek hoop julle voel welkom. Dit wat julle ook gekry het vir julle ook sal help om ook hierso te vestig. En dan gaan ek dan nou vra dat jy en Corlia dan ook ek sien julle wil ietsie sê, dan julle die geleentheid daarvoor gee. Klaar, as jy kan hierheen kry, want ek dink jy maak klaar. Ek dink so, ja. Net klaar die erediens, hy gaan nie klaar in Australië nie. Goeieste liewe gemeente, ek wil net sê, ons het gekom oor 'n kontinent en ons het baie dierbare mense en hondjies en goeters daar gelos, maar ons wil net sê, ons is reeds lief vir julle en dit is vir ons 'n riem onder die hart om ook die Here se woord verder te kan uitdra hierso in Australië. En baie dankie dat julle ons ook hierso op so 'n pragtige manier ontvang. Baie liefde vir julle. Waardeer dit. As hy, liewe vriende, Paulus het 'n lysie gehad in Romeine 16. So ek het ook 'n lysie. En ek gaan nou my Romeine 16 lysie, gaan ek vinnig met julle deur hardloop, net terwille van die tyd, gaan ek dit so kort as kragtig hou. Ek dink in die heel eerste plek wil ons vir die Here sê baie, baie dankie, vir die voorreg om in die bediening te kan staan, en vir die wyse waarop hy vir ons gelei het, waarop hy ook vir ons voorsien het. Dit was 'n lang wagperiode, en ek het vanoggend ook vir Greta gesê, sy het so 4 weke terug, het sy 'n boodskap hier, nee, 'n bietjie langer terug, het sy 'n boodskap van wag hier gehad, wat vir ons ontsettend baie beteken het in ons wag.
Pieter, ek dink jy het met jou intree preek het jy verwys jou boodskap wat jy gee daardie oggend wat gegaan oor 1 Timoteus 1 waar Paulus teenoor die Here gesê het teenoor Christus Jesus is ek dankbaar dat hy my betroubaar geag het om my in sy diens te stel ten spyte van wie ek is as mens en wat hy van my weet. Dit was my intreepreek in die gemeente in Lichtenburg en ek staan nog steeds in daardie selfde gesindheid ook teenoor die Here. Baie, baie dankbaar. Ek wil vir die kerkraad en vir die gemeente van Perth Afrikaanse Kerk en Outreach Western Australia wil ek sê baie dankie vir die vertroue wat julle in ons gestel het om ons te beroep hierheen. Dis 'n voorreg, dit is werklik 'n voorreg en ons glo dat die Here roep deur sy kerk en ons het geantwoord en ons is hier en ons wil ook sê baie, baie dankie vir die wyse waarop julle ons verwelkom het, vir ons ontvang het en vir ons ruimte gemaak het alreeds ook in julle harte en lewens. Ek wil wel net dit vra, gee asseblief vir die 3 debere net 'n stukkie genade om die name en die gesigte hier by mekaar te kry. Ons kom uit 2 groot gemeentes en as dominee het ek die voorreg om so 3.500 mense se name in koneksies te kan hê. Maar ek onthou daarom die name, maar dit gaan 'n tydjie vat. So vra gee vir ons net bietjie genade daar rondom. Ek wil vir NG Grimbeek Park wil ek sê baie, baie dankie. Dankie dat hulle ons verlede jaar toegelaat het om hier te kom bedien. En die Here het totaal en al 'n ander agenda gehad met ons koms hierheen. En ek wil vir daardie gemeente ook sê baie dankie vir die wyse waarop hulle uiteindelik toe die beroep gekom het. Hoe hulle die beroep van my ontvang het en ook uiteindelik aanvaar het dat die Here vir ons hierheen geroep het. En wil ek ook van my kant af vir hulle ook met Dr. Joepie Stoirer wat nou hulle nuwe leraar is, wil ek ook al die Here se seën en ryke sorg ook vir hulle toebid. Ek wil baie dankie sê vir ons vriende en ons ondersteuningsnetwerk in Suid-Afrika, maar ook hulle wat ons reeds ook hier in Australië het. Een van my ondersteuningsnetwerk mense sit onder andere vanoggend hier, hy is nou al 'n end af in die pad. Hy ken die naaste binneste goed van my mond. Hy was tandarts toe ek so 'n klein seentjie was in Lichtenburg. En Dr. Willie, hy sal maar vir my Dr. Willie bly. Hulle is vanoggend hier en dis vir ons heerlik om vir julle hier te hê. En hier is 'n klompie vriende wat vir ons emosioneel en prakties ook dra en ondersteun. Ek wil baie dankie sê vir al die praktiese hulp met die visums, die reëlings, die papierwerk, die verhuising, die vestiging, alles hier. Dit is 'n proses. Ek hoef julle nie te vertel hoe dit is nie. En ek wil vir een en vir elkeen sê baie, baie dankie. Maar daar's wel 'n naam wat ek vanoggend gaan uitlig om te sê baie dankie. En Jan, ek wil vir jou sê baie, baie dankie. Ek het vir jou ook so bietjie beter leer ken via e-posse, want ek het al my vrae en dom goed het ek vir Jan gestuur en Jan het geantwoord. Jan het soveel reëlings in plek gesit. Jan, baie, baie dankie. En Tersia, ek weet, jy is die stille hand ook so aan sy linkerhand wat vir hom dra en ondersteun. Baie, baie dankie daarvoor. Ek wil aan die Afrikaanse gemeenskap in Perth, maar ook op die platteland van Wes-Australië wil ek vir julle sê, baie dankie vir julle omgee harte, julle oopmaak van julle harte. Dit is iets wat verlede jaar my hart kom omdop het vir God se koninkryk. Dat ek hier 'n warmte, 'n liefde, 'n deernis, 'n omgee, 'n daar wees vir mekaar beleef het, wat ek nie in Suid-Afrika altyd beleef het nie. En ek wil dankie sê daarvoor, en dankie dat julle vir ons toelaat. Ek wil graag aan die kollegas in die bediening wil ek sê dankie. Ek wil Pieter, Lisel, Wilna, Gawie, ek wil vir julle sê dankie vir julle liefde. Julle oopmaak van julle harte en lewens vir die debere. En ons sien uit daarna om die pad ook hier in Wes-Australië in besonder saam met julle te loop. Dankie vir julle wysheid, julle omgee om vir ons ook te dra in hierdie tyd. En dan wil ek ook vir die kollegas wat vanoggend hier is, van die algemene kerkvergadering se kant af, kollegas in buurgemeentes, kollegas wat hier help om die bediening te kom ondersteun, en elkeen wat vanoggend hier is om 'n handdruk te kom gee, wil ek sê baie, baie dankie. Hier is ook kerkraadslede wat ver gereis het,
daar van Newdegate se kant af, van Albany se kant af. Ek waardeer dit en ons bid julle ook 'n veilige reis dan nou ook weer terug. Ek wil dan ook sê baie dankie vir elkeen wat ver oggend se geleentheid moontlik gemaak het. Dit wat daar agter gebeur het, dit wat hier voor gebeur het, dit wat ons hier na in die voorportaal gaan geniet. Tersia, baie dankie vir jou span, die vrouediens wat van hand uitgesteek het om dit alles vir ons vandag baie besonders te maak. Aan die administratiewe kant, vir een en vir elkeen net baie, baie dankie. Die debere waardeer dit. En dan laaste wil ek graag vir Corlia en vir Marley en vir Marco wil ek vanoggend sê dankie. Ons is 'n gesinnetjie wat ons eie storie het. Die Here het al vir ons deur groot lewensveranderende momente in hierdie lewe geneem. En ons het nooit gedink Australië sou oor ons lewenspad kom nie. Maar ons is hier. En ons glo ons is geroep. En ons weet daar's 'n groot verandering wat gekom het. Stabiele lewe is verander. Maar ons is hier omdat ons weet die Here vir ons hier wil hê. En ons kan in ons eie lewe kan ons terugkyk na monumente van sy sorg en trou en genade in ons lewe en ons hou daaraan vas. En ek wil dit hierdie nuwe pad, hierdie nuwe reis ook in God se koninkryk en bediening hier, wil ek met niemand anders aanpak as saam met julle. Vroulief en Sissa en Sena en dalk aanstaande sy wat daar in Suid-Afrika is nie. En dan wil ek dit ook waag om net vanoggend dan ook te sê, want hulle gaan ook hierna kyk. My ma en my pa is in hulle 80er jare. En dit was nogal 'n ding om vir hulle te los. Ma het kanker, pa het gesondheidsuitdagings. En tog het hulle op 'n plek gekom in hulle lewe om te sê dit is goed. En ek wil vanoggend vir hulle sê baie dankie vir hulle begrip. Vir hulle verstaan ook waar ons onsself vandag in die lewe bevind. En wil ek ook vir my broer en vir my suster sê baie dankie vir julle verstaan, julle omgee en julle instaan in besonder nou daar waar ons nie vandag kan wees nie. Van ons kant af wil ons sê baie dankie. Ons sien uit daarna om die pad dan saam hier in Wes-Australië dan te kan loop. Dankie vir elkeen van julle. Dankie vir elkeen se teenwoordigheid en kom ons gaan dan van hier af en ons gaan vier ook fees vandag dan saam. Ons gaan afsluit. Ek weet nie Fransien, waar kom die kollekte? Kom dit na die tyd? Dit kom na die tyd. Dat ek dit net nie vergeet nie. Kom ons sluit ons af met daardie gebed wat die Here Jesus vir ons geleer het. 'n Gebed waar hy vir ons geleer het om te bid vir God se naam, vir God se koninkryk, vir God se wil. En ons plaas ons lewe onder sy sorg. Ons sluit hiermee af. Jy bly staan vir die uitspreek van die seën en daarna gaan ons die kollekte hier opneem by die deure. By die deure, lyk dit vir my. Neem ons die kollekte dan by die deure op. Kom ons staan ons en dan sing ons hartlik saam hierdie gebed.
Uit die kruis kom groei, kom versorging en kom nuwe lewe. Nie in eie krag nie, maar deur die sorg en die trou van die Here. En daarom is dit 'n voorreg om jou ook vanoggend te seën met sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons hemelse Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees is en bly by elkeen van ons. Amen. Jy is welkom, baie dankie vir jou teenwoordigheid. Kom ons kuier heerlik saam rondom 'n koppie tee.